Ruik jy dit? Die slim mense sê mos, dat die sintuig wat jou die mees realistiese verplasing na 'n situasie of tyd of plek kan neem, is jou reuksintuig. Nou dit het ek nou weer vanoggend beleef. Gisteraand was nou vrugtesny vir vrugtekoek. 'n Mens moet jou sielkundig voorberei vir vrugtekoekbak, want dis nie sommer net vir gooi die meel, die eiers, die bakpoeier en die ensovoorts by mekaar in die oond en sien daar nie. O nee, dis 'n weldeurdagte proses. Ek begin reeds Maart maand aan die vrugtekoekbak dink, terwyl ek die eerste sieterstukke kook. Halwe lemoene of nartjies is volgende in die ry. Vanjaar het ek ook halwe limes of dan nou lemmetjies gekook en 'n nuutjie op die sitruskokery was die Meyer suurlemoen. Met so 'n naam kan mens jouself dalk verbeel jy is adellik. Indien 'n mens dit nou sou omdraai en jy sê suurlemoen Meyer, dan klink dit soos iemand wat daar in my heimatvallei groot geword het, waar byename baie duideliker spreek as plaasname. In elk geval nou terug by die vrugtekoek. Soos ek dan deur die jaar die potte vol maak met die konfytkokery, bly daar heel dikwels 'n bietjie vrugte oor as die stroop te min is. Nou dit gaan nou vrieskas toe vir later gebruik. O ja, moenie die lemoenskilletjies weggooi nie. My resep kry dit ook in. Niks word vermors nie. So het ons groot geword. Vrugtekoekbak was egter nooit op my agenda nie. Totdat ek die massiewe vrugtekoeke op die kerk se Kersmark in Gobabis gesien het. Tannie Belly en haar trawante se maaksels. Hulle het behoorlik 'n week lank in die kerk se kombuis vrugtekoek gebak, of laat ek liewer sê gestoom. 5 ure lank. Goedgunstiglik gee sy my toe ook die resep. Want om die houtstoof se temperatuur mooi te reguleer wanneer jy vrugtekoek bak, is nogal 'n kuns. Nou vir die wat nie weet nie, 'n vrugtekoek dat jy bak, word in 'n pan uitgevoer met lae waspapier of selfs in 'n kartondoos binne in 'n pan en dan baie lae hitte vir omtrent 3 ure. My gebakte vrugtekoek was gekelder deur 'n baie pligsgetroue poppie. Toe sy sien die vuur in die stoof is amper vrek, toe stook sy hom nou behoorlik, want sien, ons praat mos as daar by die stoof verbygeloop word en niemand gooi 'n houtjie in die vuur wat nou amper vrek is nie. Nou dat ek daaraan dink, dalk was dit my gebrek aan instruksies. Ag, ekskuus tog poppie. Al hierdie in ag genome, was die gestoomde vrugtekoek vir my 'n oplossing wat my binneste laat wriemel het van skone opgewondenheid. Snaaks hoe sekere goed uit jou verlede op die regte tye weer na vore skiet. Toe ek die resep wat 2 tamaai vrugtekoeke maak deurlees, sien ek dis nou net kersies en rosientjies en neute. Lyk toe nou maar vir my 'n vervelige spilletjie. Nou net daar kom Marita se woorde helder in my verstand na vore. Kind, dit maak nie saak watter soort vrugte jy insit nie. Kyk net dat jou gewigte dieselfde is. Op daardie oomblik word Tannie Belly se resep myne. Elke jaar prooi effe anders, want dit hang af watter vrugte ek insit. 2 van my vriendinne help verjaar, want toe bly ons mos nou al hier in die Kaap. En saam sal ons nou die Kersmiskoeke bak. Die snyery van die vrugte met goeie geselskap en 'n glasie wyn daarby is mos nou nie werk nie. Dis 'n heugелike gebeurtenis. 2 vrugtekoeke lyk mos nou ook nie mooi as jy hom nou deursny om vir iemand weg te gee nie. Dan lyk jy so half suinig. Aan die ander kant is 'n vrugtekoek verdomp duur. Toe maak ek 'n ander plan, maar laat ek nou net myself in die rede val. Ek word soms baie ongelukkig met my dierbaarste Louis wat so alles wil bære, maar vandag wil ek tog dankie sê. Ek gaan nou die koek in blikke bak. Ek bedoel stoom. Jy voer die blikke met folie uit en bind hulle ook daarmee toe. Dan sit jy dit in groot potte halfvol kookwater. So het Louis die kleinkinders se leë melkblikke almal gevat en gebêre om nou saam te vat as ons nou weer na Namibië toe ry. Poppie, julle kan dit goed gebruik, sê hy. Dis nou vir vet uitbraai, suiker en mieliemeel. Maar vandag gaan ek nou daai blikke gebruik om vrugtekoeke in te bak. Ouma Rita het altyd sulke ronde blik soet suurdeegbrood gebak. My vrugtekoek is nou net effe groter,
maar diep rond mooi. Nadat al die vrugte gesny is, van jaarsin het selfs 'n stukkie pineappel in. Word dit nou met water, suiker, botter en natuurlik 'n bietjie brandewyn gekook. Ag, amper vergeet ek. Met Louis se niks weggooi, het hy die skilletjies van die limoncello wat hulle gemaak het ook gevries. Dus is daar so 'n bietjie witblits limoncello skille ook in. 'n Heerlike kombinasie wat nou oornag moet broei. Nou aan my ou broer Ol, dankie vir die adelike Meyer suurlemoene. Die ou stamvader is mos juis die steggies wat hy uit Namibië gebring het. Noordhoekse sieters, allerlei variëteite van al die nuwe soort lemoene met volksvreemde name, wat so gulhartig hier by my voorbeer afgelaai word, is nou deel van die ryke heerlikheid. En Lisette se neute lê verspreid lekker. In Jurita se groenvye het ek laasweek gekook, vars afgepluk op Jan se kraal. Toe ek vanoggend die pot oopmaak, moes ek vir 'n oomblik doodstil staan. Want die reuk wat in my neus opkruip, het my teruggeplaas na Nuba, waar ek voor die houtstoof staan en al die voorbereidings doen vir die Kersvakansie as almal huis toe kom. Hoe sal ek julle tog saam met my daar kry? Die opgewondenheid van kinders wat huis toe kom. Jy het hulle soms 6 maande laas gesien. Die donderweer en blitse wat die aarde begin begroet. Die vye bome wat hulle eerste dragsels trots uitgestoot het en wat nou in die vrugtekoek vermeng lê en ander wat in die flesse vol gemaak is. Dis 'n besonderse oomblik van nostalgie. Terwyl die koek verdag in die blikke staan en prit op die stoof, 5 ure lank, sny ek die seisoen se eerste span spek oop vir middagete. 'n Span spek reuk wat hang. Jy ruik hom as jy by die voordeur inkom. Hoe het die mense tog nie by Van Meerhof padstal destyds gestop, net vir Anna se span spekbrood nie? Uit nood gebore, want 'n mens mors nie. En watter treffer. Dalk moet ek die seisoen een bak. Kan 'n mens in een oggend op 2 sulke ver plekke wees? Waadlemoen en span spek op Noordhoek se grasperk voor die agterdeur op 'n Saterdagnamiddag. Dis somer. Dis swemtyd, sommer in die rivier. Wie het dan nou 'n swembad gehad? Dis Kerstyd. Dis familietyd. Ek ruik dit. En jy?